Môre gemeente. Ek wag net vir nog so 'n paar mense wat nog nie hier is nie. Want die afkondiging wat ek moet maak is hulle nodig nou vir die afkondiging. So ek gaan nou maar eers gou die dinge omdraai. Ons begin dan heel eerste. Dis toerusting Sondag. So dis hoekom ek vir my 'n sambreel saamgebring het. Want is toerusting Sondag. Nou waaroor toerusting Sondag gaan, dit gaan eintlik oor klomp afdelings in die kerk, wat die kerk maak dat hy is soos hy is. So daar's verskillende dinge by die kerk, wat maak dat hy werk. Soos byvoorbeeld, daar's 'n band, vir Tannie Pauline, daar's ons mense wat voordans, wat ons help, daar is Bybelstudies, daar is Sondagskool, daar is, wat is er nog? Koffie, daar's koffie, die koffie is belangrik. Ja, daar's Dominee Wian en Dominee François ook hierso. Ja, daar's 'n klomp dinge. Ja, Jacques sê ook, hy is hierso met sy koffie. Daar's klomp dinge wat belangrik is, dat die kerk kan werk soos hy moet werk. En dis hoekom dit vandag toerusting Sondag is. So ons het dan ook een baie belangrike een wat ook vandag waar ons nogals op fokus, en dit is woordbediening. Deel van hierdie toerusting Sondag is dat ons die woord reg bedien. Dis nou prediking en dan ook Bybelstudies en dan ook nou Sondagskool, maar ons wag nog vir die Sondagskool, die kategete. Hulle is nog nie hier nie. Van hulle is hierso, maar ons wag nog vir 'n paar wat nog op pad is. Ek het vir hulle gesê, hulle moet in die kerk by mekaar kom, hulle moet asseblief hier wees, hulle moet in die kerk wees, en toe stuur hulle, op die Sondagskoollys is daar net mammas, en toe stuur hulle dit uit na die groepe toe, alle mammas moet in die kerk wees. So van die pappas het nie so welkom gevoel nie, maar ek is bly, die pappas is ook hierso. Ok, ek gaan nog langer kan wag nie. Ek gaan vir julle 'n video wys. Daar is 'n baie belangrike kursus wat julle kan deel van word. En dit is ook, waar's Jacques? Jacques, nou ander Jacques, nie jy nie, Jacques Band. Daar's Jacques. Jacques, hy het 'n alfa kursus wat hulle elke Sondag aanbied. Die inskrywings is nou klaar, nê? Of kan jy nog deel raak? Enigiemand kan nog deel raak, is elke Sondag, hoe laat? 5:00. So Alpha is ook 'n baie belangrike ding wat die gemeente hardloop saam met Dominee François en Jacques. So as jy wil meer weet daarvan, vind by hulle uit. Dis 'n baie belangrike ding wat die gemeente aanbied, sodat ons disippels kan maak en sodat die mense, jy kan uitgaan om die mense te gaan vertel van die Here. En dan het ons ook vir Veritas, en ek wil gou vir julle 'n video wys oor Veritas. So, en Veritas sluit vandag af. Die mense wat die kursus hierdie jaar saam geloop het, kry vandag hulle sertifikate, dat hulle dit voltooi het, en ons sê ook vir hulle baie geluk, en dan begin die volgende kursus die 13de Februarie volgende jaar. So kyk gou hierso vir julle kort video oor Veritas. As Christen spandeer ek baie tyd om my Bybel te lees. My studeerkamer is gevul met boeke om my te help om sekere gedeeltes beter te verstaan. Maar die laaste tyd wonder ek of dit genoeg is, of daar nie meer is nie. Ek sou ook graag my eie gevolgtrekkings wil maak. Kan ek die enigste persoon wees wat verlang na 'n dieper verstaan van die Bybel? My navorsing het vir my hoop gebring. Ek het Veritas ontdek wat al my behoeftes vervul. Veritas bied informele opleiding in my eie konteks. Ek het 'n groep gevind naby my wat opleiding aanbied. Die modules fokus op eksegetiese werk wat my help om 'n gedeelte beter te verstaan. Dan is dit maklik om die boodskap toe te pas tot my eie konteks. Ek het ook gevind dat Veritas fokus op sleutelaspekte, soos om die persoon se kennis, vaardighede en karakter te help ontwikkel. Ek kan nou my Bybel studeer en 'n gedeelte beter verstaan, volgtrekkings te maak. Dit help my so baie om die woord van die Here beter te studeer en om te onderskei die leiding van die Heilige Gees. As jy belangstel om die Bybel te studeer en te ontwikkel as persoon, veral om 'n instrument te wees in jou lokale gemeenskap, dan reik uit tot ons en ons sal jou help om in te skakel by 'n Veritas opleidingsgroep naby jou.
So Veritas is een van hierdie bene in die sambreel. En dit is belangrik dat almal saamwerk, want as jy al gesien as hierdie een beentjie breek en jy staan onder, dan val die water hierso so teen jou. Dan werk dit nie so lekker nie. So hier's 'n hele paar toerusting of kan ons sê kursusse wat mens kan gebruik. En vir ons in hierdie diens is die seker een van die belangrikste is Sondagskool. Nou Annay, ek wil vra dat jy en al die ander kategete wat hierdie jaar Sondagskool gegee het asseblief vorentoe kan kom. Annay is ons voorsitter van die junior jeug, so Cherise, Corley, nou gaan ek so vinnig Vanessa's Rykie, daar sy, Corley moet kom. Nou moet ek net gou, wie het nog Sondagskool gegee? Annay, jy moet my help. Marley, jy het Sondagskool gegee? Ja, juffrou Mariska is... Christian, jy kan kom vir jou vrou se nikting kon kry? Jy gaan moet kom, okay, dan kan jou dogter kom. Gaan jy ook kom, gaan jy hulle omvat? Saam met jou sussie. Annay, wie mis ek? Jy moet my nou help. Wie mis ek? Ja, Obi het ek klaar mee hare sal ek vir haar gee. Ja, Lenet is ook nie hier nie. Okay, julle, dis deel van die toerusting en die ding is, hulle doen dit op hulle vrye tyd, by hulle self en hulle moet baie Sondag moet dan as die prokureur sê hy wil lang naweek gaan hou, dan sê Rykie nee, sorry. Ons moet Sondagskool gee. So ek wil vir julle dankie sê. Dankie vir dit wat julle doen en die opoffering wat julle maak. En hierdie is iets regtig baie klein, maar dit is van die kerk af om vir julle te sê baie dankie. Ons waardeer julle. Gaan julle hom eet of gaan jy vir mamma gee? Okay, nou gaan vir jou. Nee, dis hoekom ek hom vir jou gaan gee nie. Dankie. Baie dankie. En dan sal gaan jy vir Lenet gee. Ek mis nie iemand nou nie, nee. As ek iemand mis, vra ek om verskoning. Vanessa? Dis reg, ja. Julle is saam. Daar's vandag cricket aan die gang. So. Julle, net soos ons hier staan, ons gee nou vir hulle chocolate, dit beteken nou nie regtig baie nie, maar net so, kom ons sluit die oë en ons, soos jy daar sit, steek jou hande uit. Julle sal agterkom, soos jy oë gesluit is, soos jy na die diens luister, sal jy agterkom hoe belangrik hierdie mense is vir ons. En as jy in jou hart voel dat jy deel wil wees van hulle, praat met Annay, maar soos jy daar sit, steek jou hand uit en ons sê, Here, ons vra dat U hulle sal seën, dat U hulle sal beskerm. Here, ons sê vir U dankie dat U saam met hulle hierdie pad stap, dat U in hulle harte werk sodat hulle ook ons kinders leer. Here, ons bid dat U vir hulle op hulle pad sal seën met U wysheid en U krag. Amen. En dan, voordat ek heeltemal klaar maak, laat ons kan begin sing, is daar nog iemand wat baie tyd gee? Pauline, dankie vir die junior band en dit wat jy doen. Ons waardeer jou. Ons waardeer jou opreg. Okay, en dan nou net voordat ons begin, dan is die laaste afkondiging klaar. Julle almal het gevra, wat was my besluit oor, of ons besluit oor Klerksdorp, en ek gaan gou vinnig vir julle verduidelik in kort en net die nodige inligting gee. As jy meer inligting wil hê, moet jy maar kantoorure vir my kom kuier hierdie week. Dinsdag is klaar vol, so ek moet Woensdag of Donderdag, is daar nog so 'n bietjie tyd. Maar ons soos ons laas gesê, daar was redes hoekom ons aansoek gedoen het, en toe ons die pos nou gekry het, het daar ook dinge voor dit al begin gebeur, en dit het ons baie laat wonder of mens moet gaan of nie gaan nie. As mens gaan, was dit vir ons, dis finansiëel seker 'n baie beter besluit gewees, en daar's skole, daar's wonderlike goed wat daar kan gebeur, en daar was baie positiewe dinge wat mens soontoe kan laat gaan, maar
mens moet ook dink aan jou roeping, en in die week het ek baie ook met mense gepraat, om maar hulle opinies te hoor in verband met roeping, en ook het die een persoon nogals baie mooi vir my verduidelik, en dit is maar soos ek laas ook vir julle verduidelik het, ons het 'n teks gekry, ek en Marley, dat ons Stilbaai toe geroep is, toe ons die beroep gekry het ons ook maar eers gewag en gehoor wat is die Here se wil, en hy het vir ons 'n teks gegee. Ek kan onthou dit was nog 3:00 die môre in Potchefstroom, toe ons die teks gekry het, en toe het ons nou baie gewonder oor hierdie goed, en baie goeders opgeweeg, en soos ek altyd vir julle gesê het, is my liefde is hierso, my liefde is met die gemeente, ons het van dag 1 af 120% gegee vir die gemeente, en ons sal altyd, totdat ons nie meer hier is nie, en toe in die week, toe sê die een persoon vir my, Vian, onthou net, as jy onseker is, jy is geroep, Stilbaai toe, sê jy moet seker wees daaroor. Jy weet, dit is seker, so as jy onseker is oor die ander, maak maar eers seker daaroor. En ons het eintlik nog 7 dae gehad, toe vra die gemeente antwoord laas Sondag, en ons het toe vir hulle gesê, wag, gee vir ons net daarom, hulle wou Saterdag aand hoor, toe sê ek, gee vir ons daarom kans tot 6:00, want ek en Marley het nog nie by mekaar uitgekom nie, ons wou soontoe gevlieg het. Dit het nie gebeur nie, daar het pype gebars, daar het koffiemasjiene gebreek, die teels was nie in nie, en allerhande versnaakse dinge. Snaakse goed het gemaak dat ons nie kon gaan nie, en 6:00 moet ons antwoord die volgende oggend, 15:15, ek dink ons was 4:00 al op, en ons praat, ons oorweeg al die goeters, en dink, en 5:15, 18 minute oor 5, toe het Marley al gedeelte gelees wat opkom op die selfoon. Ons het so teksversies wat ons elke dag opkom, en ons sit vir mekaar en wonder wat ons nou moet besluit, en 18 minute oor 5, toe kom dieselfde roepingsvers wat ons Stilbaai toe geroep het, weer daai dag op. En toe weet ons net, dit is waar ons moet wees, dis waar die Here ons nog wil hê. En ja, daar's klomp ander dinge wat ons nou ook vir julle kan vertel, wat ook in plek geval het, wat ook vir ons gewys het dat ons hier moet bly. So ons glo dat die Here ons nog hier wil hê, ons weet nie vir hoe lank nog nie, maar ja, soos ons vir julle sê, dit is, ons sal 150-200% vir die gemeente gee, dit is ons passie, dit is ons doen dit vir die Here, en ek glo ook so doen julle almal dit ook vir die Here. Maar ja, dis in kort, as jy die meer detail wil hê, dan sal ek met vir jou dit verduidelik rondom 'n tafel en koffie. Gemeente, kom ons sluit die oë, kom ons raak bewus van die Here wat hier teenwoordig is. En soos jy daar sit, weet dat God is met jou, God is by jou. Onse Vader, maak ons rustig, dat ons U stem sal hoor. Here, gaan saam met ons waar ons nou U naam kan groot maak, waar ons U kan loof en prys, waar ons vir 'n oomblik net weer kan besef hoe groot U is. Here, werk in ons harte, dat ons net op U sal fokus. Amen. Julle moet kom. Baie geleer het my baie geleer die laaste ruk en ek sê net vir Dominee Vian, ek het so lief geraak vir julle. So baie dankie dat julle vanoggend saam met ons musiek maak. En ek wil vir julle sê, Dominee Vian se passie
vir die jeug het gemaak dat hy begin leer gitaar speel het. Tot 6 weke terug kon hy nog niks speel nie. So, julle gaan sien vanoggend, hy's lekker by dit. En al kry hy min tyd om te oefen, maar dit wat hy wel kry, oefen hy hard, is hy by. En dan wil ek sommer nou dankie sê vir al die volwassenes wat vir my help, want ek het nie kans gesien met hierdie jong mense alleen nie. My kinders is al groot en getroud en uit die huis uit en ek het nog nie klein kinders op hierdie saais nie, so dit was vir my aanpassing, so dankie vir Jacques en vir Bian en partykeer Daniel en nou vir Corley ook wat vir my help. Dankie daarvoor. Dan wil ek sê, ons gaan al die liedjies sommer net aan mekaar sing. En dan wil ek julle met die laaste lied, veral let op die woorde, ek is bly ken vir Jesus. Daar sing ons ook van die woord, en dit sluit aan by ons tema en preek vir oggend. So kom ons staan, en sing ons almal lekker hartlik saam. Daar's visies in die water, kyk hoe swem maar rond. Daar's voeltjies in die lug, en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's riete in die vlei. Wie sou dit als gemaak het? Die Here, ja, dis hy. Daar's visies in die water, kyk hoe swem maar rond. Daar's voeltjies
Dis wonderlik is 'n voorreg om saam met julle te kan speel. En hulle is regtig, hulle kom oefen elke Sondag en hulle het Saterdag ook opgeoffer terwyl dit nog rappie was, het hulle kom oefen. So ek is trots op julle. En dit is lekker, julle. As jy wil deel wees van die jeugband, daar's nou nie vandag oefening nie, maar van volgende Sondag is dit elke Sondag 4 tot 5 net voor Alpha. So kom en raak deel van die band. Ons is terug by die sambreel en soos ons mekaar gesê het, as een van hierdie gedeeltes nie werk nie, dan werk die sambreel nie. En daar is baie gedeeltes in die kerk wat moet werk, sodat hierdie sambreel die water kan laat mooi afloop. En ons fokus net op 'n paar vandag, maar een van die belangrikste gedeeltes van 'n gemeente. En dit is eintlik by woordverkondiging. En as jy gaan kyk na die Bybel, dan sal jy sien Paulus wat een van daai slim mense was wat die Here gebruik het. Onthou, hy was een van hierdie top Jode wat 'n Christen geword het, wat die woord kom gaan verkondig het. So hy was slim en die Here het hom gebruik. En as jy gaan kyk wat's die dinge wat vir hom gepla het, dan sal jy sien, valse leer was 'n groot probleem. So, onthou maats, as julle by die huis kom, dan vra julle vir julle ouers, wat is een van die belangrikste bene van die sambreel? Ouers, vra vir julle kinders, wat is die belangrikste, een van die belangrikste? Dit is die belangrikste, dink ek, maar ek wil nie sê die een is belangriker as die ander een nie, want dit help nie, die een staan mooi uit en die ander rafel jy af nie. So dit is almal wat een vorm. Nou, ek gaan vir julle vertel van hierdie man Paulus. Nou, Paulus het 'n hele paar briewe geskryf in die Nuwe Testament. Het jy al gehoor van Paulus? M&M? Dan is die twee lekkertjies M&M, Minke en Mika. En as iemand langs hulle sit, Mika, dan is hulle triple M. Maar ja, Paulus, ons is by Paulus. Belangrike ou, né? Ons almal het al gehoor van hom. Ons het almal gehoor hoe hy geloop het, 18.000 kilos om die woord te gaan verkondig. Ons het al gehoor dat hy al 'n paar keer geslaan is. Hy was nogals erg gegeesel en hy het 'n minimum van 195 houe gekry op sy rug. So as jy sy hemp uitgetrek het, dan sou daar nogals sulke merke gesit het oor sy hele lyf soos hy houe gekry het. Hoekom het hy houe gekry? Vir die evangelie, omdat hy gaan vertel het en gesê het, Jesus is liefde, Jesus het vir jou sondes gesterf, bekeer, kom terug. Dis wat hy gedoen het. Dan partykeer dan word ons geboelie by die skool, dan sê jy is, wat se woorde gebruik hulle? Stuck up, jy's boring, en jy's 'n Christen. Dis ook houe. Dis nie houe wat letterlik hierso op jou rug wys nie, maar dis houe wat jy seer maak omdat jy Christen is. Wat sê, ek wil nou nie sê wat sê hulle by die hoërskool as jy nou Christen is? Mag ek nie vra nie? Moenie vra nie, okay. Ons mag dit nie hier sê nie, nee. Okay. Sien, dit gebeur nog steeds, julle, dit gebeur, dis net op 'n ander manier. Jy word gespot, maar jy kry nog steeds houe. Paulus ook. En Paulus kom bring vir ons eintlik baie hy probeer vir ons dit wat Jesus vir ons gewys het, probeer hy vir ons beter verduidelik vir die mense in hulle gemeente nadat Jesus op die aarde was. Jesus het dit kom wys met sy lewe. En nou het Jesus opgevaar hemel toe en nou sit die mense in hulle klomp vra. En hulle vra hom, wat moet ons hieroor doen? Wat moet ons hiermee maak? Wat moet ons hiermee maak? Wat moet ons met Netflix doen? Wat moet ons met die selfone doen? Sulke vrae het hulle gevra en Paulus probeer hulle antwoord met dit wat Jesus gewys het op die aarde. En deur die Heilige Gees probeer Paulus nou vir hulle verduidelik. Julle, dis hoe jy moet lewe, dis wat jy moet doen, bly weg van hierdie goeters, bly weg van daai goed. En dan het hy nou al hierdie briewe geskryf. Dan kom hy by sy heel laaste brief. Weet julle wat is dit? Frans, jy mag nie antwoord nie. Raai, wat was sy heel laaste brief? Ek hoop nie julle neem dit op nie. Hier is baie hande wat wys hulle weet.
Julle? Veritas begin die 13de Februarie. Alpha gaan Alpha ons ook kan leer daaroor. Sy heel laaste brief wat Paulus geskryf het. 2 Timoteus. So onthou dit daarom vandag. 2 Timoteus was sy heel laaste brief. Nou moet julle gou dink, hy's in huisarrest. Nou ek wil net gou vir julle die prentjie gee voor ek dit lees. As ek klaar gelees het, is die preek verby, so dit gaan kort wees. Pauline het gesê baie kort en kragtig. So, nou sit hy in huisarrest. Wat dit beteken is, hy sit daarso by die huis, min of meer ongeveer soos dit, dan is hy so 'n Romeinse soldaat. En hierdie ou pas hom op. Hy het nou nie so 'n ding om sy been wat piep as hy nou te ver hardloop nie. Maar hier's 'n Romeinse soldaat wat hom oppas. Nou die Romeinse soldaat wat hierso staan, sy werk is dat as Nero, die keiser sê, ek wil hom nou sien, dan gryp hy vir Paulus en hy sê, kom hierso Tom, nou hardloop jy saam met my, die keiser wil jou sien, en hy het 'n sekere tyd om hom daar te hê, en dan kom sit hom so voor die keiser en sê, hierso keiser, hierso is hy, luister na sy saak. Maar Nero was nou nie daar nie, want hy nou gaan doen het is, hy het bietjie, eers net gevinnig vir julle wat Nero nie ken nie, ek gaan nie al die gruisame detail weer gee nie, want die is nou kinders. Nero se kop was nie baie lekker nie. Sy kop was okay, toe sien sy maar hierdie keiser gaan nou doodgaan, so sy wil vir Nero nou keiser maak, so sy het al haar toutjies getrek, en sy kry vir Nero keiser, en sy sit sommer haar gesig op die koin, om te sê, maar sy is eintlik in beheer, nie Nero nie. Nero doen toe iets snaaks, hy word 'n akteur, wat die laagste van die laagste is, jy doen dit nie as jy 'n keiser was nie, dit was soos die outsider people, daai van, ons ken hulle nie, ons wil niks met hulle doen nie, dis nie soos vandag van, hy's van Hollywood, ons wil hom sien nie, dis daai, soos, nee, jy word nie so iets nie, en hy word so iets, en hy raak verlief op een van hierdie mense wat saam met hom nou speel, en hulle trou, en daar gebeur goeters, en daar gebeur lelike goeters, en toe raak hy weer verlief op nog 'n nuwe ene, en werk ook nie so lekker nie, en sy ma is brand hier binne van kwaadheid, hoe kan jy dit doen, dit werk nie so nie, en hy raak ook 'n bietjie moeg vir sy ma, en soos ons mekaar al gesê het, hy bou 'n skipie, en hy sê vir die mense, sorg net dat die skip sink, en sy ma is op die skipie, en sy dink sy gaan lekker op 'n vakansie, en hier sink die skip, en Nero sê, yes, en hier kom die soldaat terug en sê, Nero, jou ma kan baie goed swem, so sy het nie gesink nie. En so het hy aangegaan, totdat hy nou doodgemaak het. Nou is hierdie Christene ook besig om hom te irriteer, so hy steek die stad aan die brand, en dan brand die stad af, en dan sê hy, gaan beklei met die Christene, en die Jode hou nie van die Christene, so hierdie mense, het is moeilik, so ons het dit baie keer moeilik in die skool, hierdie Christene het dit ook moeilik gehad. Nou, Paulus sit nou daar, want hierdie ou is besig, hy het eers weer getravel, hy het Olympiese spele gaan bywoon, en hy het in alles eerste gekom, en hy het nie in luister mooi, hy het in alles eerste gekom, maar hy het nie in alles deelgeneem nie. Verstaan julle mooi? Hy het in alles eerste gekom, maar hy het nie in alles deelgeneem, want hy is die keiser. So hy het al hierdie goeders gedoen, en nou kom Paulus hier ingestap, hy word gevange geneem, hy moet nou voor die keiser kom, hy stap in Rome in, en hierdie plek is afgebrand, en hulle hou nie van hom nie, want hy het dit aangesteek, want hy is ook 'n Christen, almal is soos, en hulle is kwaad, en hulle is geïrriteerd, en hy moet nou hierso sit en wag vir die keiser, wanneer die keiser besluit, hy slaam met Olympiese spele, hy slaam met sy akteur lewe, en hy sal nou vir hom luister. En hy wag, en hy weet, een of ander tyd, gaan hy nou doodgemaak word. Dis sy laaste, en sy laaste brief wat hy skryf, wat ons het, kom leer hy vir ons 'n paar aspekte. So hoor net gou, julle besef, dis die heel laaste brief wat hy skryf, so hy weet, wat ek nou sê, moet ek nou die belangrike dinge uitlig, want ek gaan nie weer kans hê om dit te sê nie. Hy is besig met hierdie aflos, en hy is besig om hierdie mikrofoon, soos hy hardloop, is hy nou besig om oor te gee, en hy sê, hierso, I'm done, ek is klaar, ek het my lewe uitgelewe, nou is dit julle, dis julle werk. En dis wat hy nou so oorgee, en hy fokus op die belangrikste goed. En ek wil vir julle dit lees, maar ek begin eers
Ek begin eers by hoofstuk 1. Ons gaan 2 Timoteus 2 lees. Ons gaan 'n vers daar lees, maar ek wil hê jy moet 1 ook hoor sodat jy verstaan hoe ernstig die saak is. En hy begin en hy sê om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur moet aanblaas. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met die krag en liefde en selfbeheersing. So wat hy nou vir Timoteus sê is, Timoteus, ek sien jy begin bietjie lou. Ek sien dis bietjie moeilik daarso. Dalk is dit by julle by die skool ook. Jy's hier so Sondag as jy opgecharge en jy's reg om die evangelie te verkondig en as jy by die skool kom en sit soos hulle moet net nie weer sien ek is nou weer so ek doen alles wat reg is nie. Hulle moet nie nou sien ek luister na God nie. En dan sak jy bietjie met jou Christenskap, net om in te pas. Paulus sê, opgecharge al die pad, 150%, nêrens mag jy gaan slap lê nie. En hy sê, gebruik die gees wat in ons is, die gees wat in julle is, die gees wat saam met julle skool toe gaan, laat die gees deur jou werk, die gees wat saam met ons by die werk is, laat die gees deur jou werk. Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. En moet jou ook nie skaam nie. Jy moenie skaam wees nie, moet jou ook nie skaam vir die boodskap nie, want die boodskap het krag, die boodskap het mag. Onthou, dit is die almagtige God wat gesterf het aan die kruis. Dis sy boodskap wat jy verkondig. Dan lees ek sommer gou vers 13 ook in hoofstuk 1. Neem die woorde wat jy van my gehoor het as voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. Wat aan jou toevertrou is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Nou as jy gaan kyk na Paulus se briewe, dit was verskriklik, hy het baie aandag gegee aan gesonde leer. Dit beteken pas op wat jy luister op YouTube. Net gou 'n tip vir jou. Ons doen dit by die Bybelstudie nogals baie lekker. As jy Bybel lees, en jy vat goed van vandag, en jy lees dit in die Bybel, dan is jy klaar besig met 'n verkeerde hermeneutiese proses. Dan is jy klaar besig om dinge verkeerd te doen. Moenie vandag in die Bybel in probeer lees nie. Wat jy kan doen, en ek gaan nou vir julle verduidelik, maar wat jy kan doen is, gaan kry die boodskap wat die Here vir daai mense daai tyd gegee het en bring dit vandag toe. As jy dit doen, dan is dit meer korrek. Maar om vandag soontoe te vat, so in te lees, nee. Onthou, Paulus skryf vir Timoteus. Timoteus moet hierdie brief kry en hy moet dit lees en dit moet vir hom iets beteken. Hy skryf dit nie net vir jou nie, hy skryf dit nie net vir my nie, hy het dit vir Timoteus geskryf. Maar die Gees maak dat dit vandag nog steeds van toepassing is. Verstaan? So, as jy net daai een ding gaan verander, gaan jy klaar baie valse leer kan kanselleer. Moenie vinnig vandag inlees nie. Kry eers die boodskap, bring dit vandag toe. So hy sê, pas op vir valse leer, pas op daarvoor. En dan gaan hy aan, dan kom hy by hoofstuk 2, en hierdie gaan ek vir ons net so 2 verse lees. Julle moet dit verder gaan lees, want verder dan praat hy van 'n soldaat, en hy praat van 'n boer, en hy praat van nog iemand, atleet ook. Hoofstuk 2, jy dan, my seun, wees sterk. So hy is baie lief vir Timoteus, hy sê, jy my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Nou wat daar so staan is, want hy het nou klaar hierdie goed gesê, hy sê, blaas jou vlammetjie, moenie hardloop teen 120 km/h, lewer die evangelie uit, hou vas aan dit wat reg is, aan die gesonde leer, moenie al hierdie valse goeders luister nie, hou vas aan dit wat die Here vir jou sê, en net gou 'n kantnota, julle, dis hoekom dit belangrik is dat ons kinders Sondagskool toe kom, en dis hoekom hierdie mense sjokolade vandag gekry het, wat eintlik nie opmaak vir dit nie, maar dis belangrik dat ons kinders van kleins af die gesonde leer moet verduidelik, dat hulle kan weet wat die waarheid is. Van kleins af. Dis hoekom jy by die doopformulier sê, ek gaan my kind groot maak, dat hy weet wie God is. Dis baie belangrik, né?
Is daai sambreel, as daar een ding in die familie ook gaan plat lê, dan werk dit nie. Gaan hom maar so hou. Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Nou dit sê vir jou, jy moet heeltyd sterk wees. Maar dit sê deur die genade. So dit klink bietjie snaaks, maar wat dit eintlik vir jou sê is, dit is so in die Grieks geskryf, dat jy het nou net gehoor in die eerste vers, dit is moeilik, daar is moeilike goeders in die eerste hoofstuk, jy het nou net gehoor, hy sê, hou aan, maar daar is mense wat vir jou houe gaan uitdeel, daar is mense wat jou gaan spot, daar is mense wat vir jou gaan sleg sê, maar hy sê, wees sterk, hoe moet jy sterk wees? Deur die genade wat deur jou vloei. Dit is 'n aanhoudende sterk wees, dit is nie net van, ek is nou sterk, en dan stap ek uit, dan sê ek is nie meer sterk nie. Dit is aanhoudend, dit is in die Grieks geskryf in so 'n vorm, dit moet heeltyd sterk wees, heeltyd herlaai. Dit sê eintlik, laat God jou sterk maak, deur die genade. Wat beteken dit? Die kruis het ons die genade beleef, en dit is eintlik, omdat Jesus vir jou gesterf het, omdat Jesus vir julle gesterf het, omdat Jesus vir julle gesterf het, vir ons almal gesterf het, omdat hy aan die kruis gesterf het, moet dit vir jou krag gee, om hierdie evangelie te gaan verkondig. So as jy uitgaan, en jy is bang om dit te verkondig, dan dink jy net, dit is wat Jesus vir my gedoen het, hy gee vir my krag om dit te doen. So jou fokuspunt is eintlik Jesus, en nie die wêreld nie. Want as jy fokus op die wêreld, gaan jy nie sterk wees nie, want jy gaan bang wees, jy gaan skaam wees, soos wat hy vir Timoteus sê, al daai dinge gaan gebeur, maar as jou fokus Jesus is, daarso, gaan dit outomaties kan kom. So wees sterk, laat God jou sterk maak deur sy genade. Vers 2, hierdie is baie belangrik. Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare, faithful people, betroubare manne, wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. En hierso wil ons nie stop nie, maar hierso gaan ons gou tot konklusie kom. As jy vers 13 lees en lees daai vers, dan kom jy agter, woordverkondiging van die ware leer is vir Paulus baie belangrik. Dit is sy heel laaste brief. En hy sê vir sy mense, hy sê vir Timoteus, luister hierso. Kry jouself aan die brand. Kom, laat die Gees jou lei, Moenie skaam wees vir die evangelie nie, maar wees baie seker dat die evangelie die ware evangelie is wat jy verkondig. Moenie al hierdie ander goeters wat almal aansluit, want hulle Paulus, en dan skryf Paulus 'n brief, en dan sit hulle klomp goed daarby, dan sê Paulus, nee, en dan skryf hy maar nog 'n brief vir die Korinte, sê, check, kom, skryf dit gou reg, want mense sit goed by, dan sê hy, nee, hou vas aan die ware evangelie, maar jy moet gemotiveer wees om dit ook te gaan verkondig. Bekwaam, faithful people. Bless, daai eerste een, bid, verhouding met die Here, luister na jou vriende, maar luister na God, want ons eet, sal dien, storie. Daai luister en storie is waarop ons vandag fokus. Om te luister wat sê God, luister wat die mense om jou sê, te luister na hulle seer, maar te luister wat sê God, maar ook om jou storie te gaan verkondig. Ons moet ons storie vertel. Ons moet vertel van Jesus. En dit is wat Paulus vir ons kom sê, in sy heel laaste woorde, dan sê hy, hou aan leer, sluit aan by Bybelstudie, sodat jy jouself kan opbou en kan seker maak dat jou leer reg is. So, bring jou kinders Sondagskool toe. Ek weet ons lewe in 'n gejaagde lewe, jy dink partykeer is nie belangrik nie, dis crucial, dis kardinaal van belang, Sondagskool. Sorg dat jou leer reg is. Maak seker, as jy nie seker is nie, bel vir Franswa, bel vir my, kom sit by ons, sê, luister, ek het hierdie ding raak gelees by die Bybelstudie, ek weet nie wat dit aangaan nie, kan jy ons verduidelik? Daar's klomp mense, daar's Alpha kursusse, daar's Veritas, daar's klomp kursusse wat jy kan bywoon, daar's klomp Bybelstudies in die gemeente. So maak seker dat jy die ware leer het. En as jy dit het, gaan verkondig dit. Kinders, jonger mense. Jy kom, en julle gaan nou sit, moenie worry nie, M&M. Jy kom Sondagskool toe.
Hulle leer vir jou belangrike goed. En ek wil vir julle vandag bid. Want Timoteus was 40 en dan sê Paulus, jy is lekker jonk. So ons is nog almal jonk, so almal onder 40. Julle is nog 'n ver entjie daarvan, nog 30 jaar. So, dan sê hy, moenie bang wees, omdat jy jonk is nie. Gaan verkondig dit, gaan vertel vir die mense. So net soos julle sit, kom ons maak die oë toe. Ons bid vir almal, bo 40 ook, maar ons bid spesiaal vir julle wat jonk is vandag. En ons sê, Here, ons bid vir hulle. Ons sê vir dankie dat U vir ons mense, ouer mense in ons harte werk, wat hulle ook leer, wat bereid is om sonnaarskool te kom gee. Here, en ons bid dat U hierdie kinders se lewe sal aanraak, dat U deur elke kategeet met hulle sal praat, dat hulle die ware leer sal hoor, dat hulle die ware leer ook sal gaan verkondig. Here, ek weet dit is baie keer baie moeilik vir hulle by die skool, maar ons bid dat U hulle sal sterk maak, dat hulle vir hulle maats gaan vertel van Jesus en Jesus se wil en van die genade van die Here. Here, ek bid dat U saam met elke kind sal gaan in hierdie gemeente, dat U in hulle harte sal werk, dat hulle soos Timoteus hulle vuur weer sal aanblaas, dat hulle sal vashou aan die ware leer, en dat hulle mense se lewens sal aanraak. Here, so bid ons ook vir ons hele gemeente. Here, werk in ons harte, sodat ons daai wil sal hê om meer van U te leer. Here, nie dat ons net sal leer nie, maar dat ons ook sal gaan verkondig, om mense na U gemeente toe te bring, na U kerk toe. Ons vra dit as in die groot en heilige naam alleen. Amen. Gemeente, ons kan die Here dien met ons liefdegawes.
Mag ons sorg dat hierdie sambreel in ons families reg is. Mag ons sorg dat al hierdie gedeeltes in ons familie werk. En een van die belangrikste gedeeltes is woordverkondiging, maar ook die ware leer. Mag ons dit ernstig opneem. As ons besef, Paulus se heel laaste brief, kom sê vir ons, dis belangrik, dis ernstig. Kom ons as families, maak seker, dat dit wat ons leer vir ons kinders, kom van God af. Maar kom ons oortuig ons kinders ook, dat dit nie net daar moet bly tussen ons nie, maar dat ons dit moet gaan uitlewe in die wêreld. Ontvang die seën. Die Here sal ons seën, en hy sal ons beskerm. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn, en hy sal vir ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn, en hy sal vir ons vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn, en hy sal ons toevou met sy liefde. Amen. Daar is nie Sondagskool nou vir die seniors nie, want ons moet gou hierso opruim en die nagmaaltafel moet inkom vir die tweede diens. Dankie, Insana. Dit is weer.